die weer eens geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. Sy seun, ons verlosser en saligmaker, ons koning. Hy wat nou weer op die wolke gaan kom, ons Yeshua Messia. En deur sy gees ons Yaruach. En my gebed is dat die Heilige Gees hierdie wonderlike dinge in ons harte sal voortplant en sal voordra. Ons het laas bietjie gepraat oor profesieë wat vervul is. En geliefdes, weet u, daar is so baie wat vervul is. Ek weet nie of u al bietjie mooi gaan kyk het daarna nie. Ons staan vandag op die 14de van Adar. Daardie dag waar al hierdie mense dit uitgeroep het. Vir die Judeërs daar in Ester. En ek en u moet ons gaan kyk daarna. En hy sê daar in Ester 9 van vers 21, om vir hulle vas te stel dat hulle elke jaar die 14de dag van die maand Adar en die 15de daarna moes vier. Met ander woorde, dis die Purimfees. Nou net om 'n bietjie 'n agtergrond daaromtrent te gee, geliefdes, sal u sien en onthou dat Ester het koningin geword. En toe sy nou koningin geword het, het Haman absoluut die hele wou hy die hele Judeërs uitgeroei het daar in Babel en omstreke, daar waar Ahasveros was, die koning gewees het. En geliefdes, so het Yahweh dan hierdie wonderlike tyd, het Yahweh en in die dae waarop die Judeërs rus gekry het van hulle vyande, en die maand wat vir hulle van kommer in vrolikheid en van rou in 'n feesdag verander is. Het jy al mooi gaan dink oor Geloftedag, oor die 16de Desember, was hierdie klompie trekkers absoluut in wanhoop. En wou hulle hierdie oorwinning gehaal het, maar hulle kon dit eers doen deur te bid en deur die gelofte op te stel. So was dit dieselfde in Ester se tyd met die Purimfees. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy hierdie Purimfees wat vandag is, dat ons dit sal herdenk en sal daarna gaan kyk. Want hy sê, en die Judeërs het as insetting aangeneem wat hulle begin het om te doen, en wat Mordegai aan hulle geskryf het. Met ander woorde, Mordegai kom en hy skryf aan hierdie Judeërs oor die hele landstreek, dat hulle moet bekeer en 'n vasdag uitroep en tot Yahweh hulle bekeer. En so kom hierdie trekkers daar onder in Natal by mekaar, daar by Waspa. En hulle stel hierdie gelofte op. En geliefdes, so is dit vandag nog. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy hierdie Purimfees sal vier en sal herdenk, soos wat ons Geloftedag sal herdenk. Want weet u, Geloftedag het vir ek en jy hierdie venster, hierdie uitredding, hoe Yahweh verlos gewys. Soos dit by die Purimfees, toe Haman almal wou doodgemaak het. Want hy sê daar in vers 24, want Haman die seun van Hamadata, die Agagiet, teestander van al die Judeërs, het 'n plan beraam teen die Judeërs om hulle uit te roei. En dit is die lot gewerp om hulle te vernietig en hulle uit te roei. So is dit ook vandag nog in hierdie land, is daar so baie Hamans.
wat hierdie volk wil uitroei, wat wil vir ek en jy van die aarde af wegvee. Maar gelukkig het ek en jy 'n geloftedag waarop ons kan teruggaan, om te kan sien dat daardie dag is ek en jy se erfenis. Is ek en jy se hoop in hierdie hopelose toestand wat hierdie land is. Het ek en jy daardie hoop, en dit kom die Purimfees vir ek en jy weer eens bevestig, toe hierdie volk absoluut in die moeilikheid was. En hy sê, en die maand vir hulle van kommer in vrolikheid en van rou in 'n feesdag verander is. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ek en jy die woord van Jahwe sal leer ken en daaruit sal put dat hy die bron is, dat Yeshua die bron is waaruit ons kan drink. Hierdie lewensbron van ek en jy. En weet u geliefdes, gisterand was dit die bloedmaan. Ek dink dis daar in Joel 2 vers 27 gee hy dit ook vir ons. Kom ek kyk dit net vir ons. Was dit hierdie bloedmaan. Hy sê daar in Joel 2 vers 31, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed. Nou luister nou baie mooi. Voordat die groot en deurligtige dag van Jahwe kom. Met nou oor daar gebeur nie, hier sal my sê die bloedmaan is nou verby. Daar gebeur niks met die bloedmaan. Maar die bloedmaan is hier die waarskuwing vir ek en vir jou, om te kan sê, voordat die groot en deurligtige dag van Jahwe kom. En u weet daar is niemand wat dit eintlik nie weet nie, waar Amerika en Israel vir Iran aangeval het en waar die leier van Iran gedood is saam met 'n klomp ander. En baie mense sê nou dit is dit en dis dat, maar weet u geliefdes, waaroor gaan dit eintlik? Dit gaan oor hierdie Abraham vredesverdrag wat in September maand verlede jaar gesluit is. En die enigste een wat in hierdie wêreld mag se pad gestaan het, was Iran, was hierdie Ayatollah. En so kom hierdie woord van Jahwe tot 'n vervulling. Soos wat hy daar vir ek en vir jou kom leer in Daniël. Waar hy vir ek en jy sê, in Daniël 9 vers 27, en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Dink bietjie mooi, dis die enigste land, behalwe nou die Russe en die Chinese en die en Korea. Maar die ander leiers van die hele wêreld het daar die vredes onderteken. Dit was voor ek en jy gebeur. En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van die gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Met ander woorde, hierdie 7-jarige verdrukking. En nou weet ek en jy dat hierdie is maar net 'n valse vrede. Dit wat wat vir ons gesê word, wat Paulus vir ons sê in 1 Tessalonisense 5. Dat as hulle sê vrede en veiligheid, dan verander dit. Want hier in die middel van hierdie week gaan hierdie mense oorgaan. En u weet geliefdes dat die wêreldorde is daar op die 18de Februarie in New York het Trump saam met sy skoonseun Kushner en 'n klomp leiers, Tony Blair en noem hulle, het hulle daardie wêreldorde bymekaar gemaak. En dit was hoekom dit so belangrik was vir hierdie oorlog
dat hulle hierdie komenie moes uitgehaal vir hierdie vredesooreenkomste. Of dit nou vals is, maak nou nie saak nie, want ons weet dit is vals. En ons is bly dat dit vals is. Want die woord van Jahwe vertel vir ek en vir jou presies wat dit gaan gebeur. So op die 18de Januarie het Kushner saam met 7 ander lande wat elkeen $1 biljoen gegee het om Gaza, daardie superstad te bou. Voertuie wat ry, wat nie bestuurders het eers nie. En jy kan maar gaan kyk, hulle het al reeds begin daarvoor, en daar het hulle gewys hoe hierdie plek lê. Hulle het 'n skematiese voorstelling daarvan gemaak. Voorwaar ons leef in hierdie laaste dae met al hierdie profesieë wat vervul word. En jy weet, geliefdes, daar in Matteus, ek dink dit is in Matteus, kom Jahwe en wys hy vir ons en sê hy vir ons. Hy sê daar in Matteus 10, wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Want ewe skielik is dit die Epstein-files. Ewe skielik is dit wat verborge was, dit wat in die geheim gedoen is, word op die dakke uitgebasy. Presidente, voormalige presidente, groot koppe, die Bill Gates, die Andrews van die koningshuis, so oor die hele wêreld word hierdie ding ontrafel, word hierdie geheime uitgewys by elkeen, die valsheid daarvoor. En dit is een van die redes hoekom hierdie oorlog een of ander tyd gaan begin. Maar ek en jy kan opkyk en kan weet dat voorwaar die tyd is naby. En wat moet ek en jy doen, geliefdes? Wat my opgeval het daar in Esegiel was gewees waar hy sê en die koning, met ander Ahasveros, was hierdie Medes en Perse. Met ander woorde, 'n wet wat daar kan nie verander word nie. En so het Haman dit geweet, en dis hoekom hy dit so beplan het. En vir die koning 'n klomp stories aangedraad en hy hierdie bevelskrif laat uitgaan het om die Judeërs uit te roei. So is dit nog vandag nog. In hierdie land is al hierdie Hamans wat vir ek en vir jou wil uitroei op hierdie tyd waarin ek en jy moet weet dat ek en jy die uitkoms, waar ek en jy se uitkoms vandaan afkom. En daarom is hierdie Purimfees vir ek en jy so belangrik. En daarom is die bloedmaan vir ek en jy belangrik. Daarom is die oorlog vir ek en jy belangrik. Daarom is hierdie Abraham vredesverdrag hier in September deur die wêreld wat aangegaan is. So is dit belangrik vir ek en jy om te weet dat hierdie Gaza, waar hierdie 10 leiers wat Daniel van praat, wat hulle by mekaar kom, wat Kushner die hoof is, dat ek en jy moet weet dat hoe ver is ons in die kalender van Jahwe. En as ek en jy dit nie weet nie, het ek en jy 'n probleem, geliefdes. Want jy sien, by die Medes en die Perse is hierdie wet onveranderlik. So is die almagtige Jahwe Elohim se wet ook onherroepelik. So het hy hierdie gebooie en hierdie insettinge vir ek en jy gegee, dat
Dit mag nie verbreek word. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul, sê Yeshua. Wat voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Hoor jy wat sê die woord van Jahwe? Geliefdes, ek en u moet werklik ag gee op hierdie goed. Want as ons nie ag daarop gee nie, het ek en jy moeilikheid. Want voorwaar die tyd is verby en ek en jy moet net opkyk na die hemel en sal weet dat Yeshua is op pad na hierdie wêreld toe. Is u gereed? Dit is die vraag wat u vir u self moet vra. En ek groet u van die spruitkrit af. En daar's nog baie ander goede wat ek graag wou vir u gesê het, wat ek nie by sal kom nie, omdat die tyd ons altyd ontbreek. En ek sê vir u shalom.